Net soos jy daar sit, kom ons buig ons hoofde. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word. Geliefdes, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die tyd waarin ons lewe, ek dink julle almal gaan saamstem, ek glo ons is baie nader aan Christus se tweede koms. En ek dink baie keer maak die dinge ons bang, maar ons as sy kinders se hoop, nie dit wat ons sien en beleef nie, maar dit wat ons weet gaan gebeur. En die waarheid is, vanoggend weer na 'n ander dominee wat ek ken, na George, na sy preek geluister, wat gesê het, ten spyte van die slegte tye, dat ons vashou aan die Here. Romeine 5, vers 1 tot 11, ek gaan vir ons 'n kort gebed doen, en dan sal ek vir ons lees uit die woord uit. Is daar enige iemand wat nie mooi hoor nie? Die wat nie mooi hoor, kan maar gerus voorkom sit. Kom ons maak ons oë toe. O Here, dierbare Here, ons is die afgelope tyd so baie geseën met reën. En Here, as ek na die kerk kyk, nie net die NG Kerk nie, ek kyk na verskeie kerke, Here, dan weet en roep dit in my hart uit, dat ons geestelike reën nodig het. Wil U nie ons vanuit die hemele kom seën nie? Wil U nie hierdie nuwe jaar 2026 'n jaar van hoop maak, veral vir U kinders wat swaar gekry het die vorige jaar, maar tog U nabyheid beleef het te midde daarvan. Dat al gaan dinge nie te lekker met ons nie, Here, is U altyd daar en is U getrou. Dankie, Here, vir die voorreg wat ek het om vanoggend met Brakpan Noord en Kerk te kan gesels, U woord te mag bring, ten spyte van dit wat met my gebeur het, Here. Dankie dat ek aan U kan vashou, en so ook vir hulle vanoggend hoop bring. Ons bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Romeine 5, ek lees daar vanaf vers 1. God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. En luister al die vers 3 tot 5. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry. Hoor hoekom sê Paulus so? Want swaar kry kweek volharding.
En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Jy kan nou vanoggend vir my vra, maar Dominee, dit wat met jou gebeur het, en jou mond vashou, jou mond 'n bietjie skeef, en jy praat bietjie sleeperig. Hoekom staan jy nog op die kansel? Nou wil ek vanoggend vir julle sê, omdat die woord, behalwe dat ek die geleentheid gekry het, brand die woord van die Here in my hart. En kan ek hierso staan ten spyte van dit wat met my gebeur het en sê, Here, dankie vir u genade. Ten spyte dalk van 'n moeilike jaar wat ek laas jaar beleef het, kan ek nog steeds sê, maar die Here is getrou, en dit wil ek vanoggend ook vir julle kom sê. En ek het reeds sê vanoggend, se tema is oor hoop. Ek dink veral omdat ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan, eintlik dis die eerste Sondag in 2026, en ek dink baie van julle, dalk nie, het 'n moeilike jaar in 2025 beleef. 2025 was vir my persoonlik 'n baie moeilike jaar gewees. Daarom dink ek, dis vanoggend gepas om oor hoop te preek. Natuurlik het ek oor die saak gebid, en die gedeelte waaroor ek vanoggend preek, het veral vir my in die verlede self baie beteken. Dis 'n gedeelte wat my baie bemoedig het. Alle mense is met hoop geskape, weet julle dit? Elke mens het hoop. Om hoop te hê, om 'n verwagting te hê, dalk vir die kinders, die paar kindertjies wat hier is, en die ouer kinders wat hier is, as ek geleer het vir die eksamen, dan het ek hoop dat ek goed sal doen. So ons almal het hoop. Ons almal het een of ander tyd gehoop dat dit beter sal gaan, veral toe ons in slegte omstandighede was. Gehoop dat ek dalk beter op skool sal doen, as jy natuurlik jou deel ook gedoen het.
gehoop het dat my omstandighede sou verander. Veral in die lig van moeilike omstandighede. Ek dink julle sal saam met my stem as ek sê, ek dink dit is baie keer daai moeilike omstandighede wat vir ons nie net nader na die Here toe trek nie, maar wat eintlik in ons karakters kom bou en skaaf. En dis tog dinge wat met ons almal gebeur. Ek dink daar is bitter min mense wat kan sê, daar gebeur slegte dinge. Ek het so tyd terug, toe luister ek 'n kort boodskap van Paul Washer, wat in 2025 in 'n tronk in Amerika gaan preek het. En hy praat na die tyd met manne wat tot geloof in die tronk gekom het, en hulle kla by hom en sê, ons boet vir wat ons verkeerd gedoen het, maar daar is soveel daar buite waarvan hulle weet wat met baie geld sit en wat onreg pleeg en nog steeds wegkom met die onreg. Sê Paul Washer vir hulle, jy is gevang vir wat jy verkeerd gedoen het en jy dien jou straf uit vir wat jy verkeerd gedoen het, maar luister hierna, jy het genade gevind in die tronk. Die daar buite het nog nie genade gevind nie, en hulle leef voort in hulle sonde. Jy leef swaar, jy kry swaar, maar God het jy het genade in die tronk by God gevind. En dis wat ek vanoggend dalk ook vir jou wil sê, is te midde van swaar kry, slegte dinge, is daar nog steeds hoop. En dit wat met my en jou hier gebeur, is alles tydelike dingetjies. Dis die lewe. En dis wat ek en jy op die ou ende maak van die lewe, hoe ek en jy reageer op omstandighede, of dinge wat die Here oor ons pad gebring het. Oswald Chambers skryf in sy boekie, it's not for us to determine the circumstances. It's for us to let God be God in our circumstances. Dit moes ek weer opnuut leer. Te sê jy is 'n dominee, dat jy nie gaan leer nie. Omstandighede kan mense maak of breek. Ons sien die randfigure daar buite op die straat. Weet julle wie se randfigure? Die ou wat op die straat slaap. Randfigure. En ek en jy is dalk baie keer gou om te oordeel, om te sê, maar hy kan gaan werk, hy kan 'n kar gaan was. Ek het baie keer sit en dink, hy was 'n kind, soos hierdie seun wat hier voor gesit het, jonk, hy's op skool, en hy drome gehad. Daar dinge in sy lewe gebeur. Hy het dalk een verkeerde besluit in sy lewe geneem, en hy sit waar hy sit. Net so kan verkeerde besluite wat 'n mens geneem het, so 'n geweldige invloed op die res van jou lewe hê. Wie weet wat staan in Romeine 8:28. Alles, goed, sleg, heerlik, jou gebeur het, werk ten goeie mee. Hulle wat vir Christus Jesus liefhet, en hulle wat na sy voorneme geroep is. Selfs omstandighede kan die Here gebruik om jou te verander en hulle rondom jou te verander. Daarom skrywe Paulus in Prediker daarom skryf die skrywer van Prediker in hoofstuk 11, as hy sê, jong mens,
Ek dink die ouer mense wat grys hare het al meer wysheid geleer in die lewe. Maar hierdie wyse man skrywe, jong mens, geniet die lewe. Ek het die lewe ook geniet die lewe, maar onthou dat God jou in die gerig sal bring oor jou besluit. Kom ons raak 'n bietjie eenvoudiger. 'n Mens kan ook sê, jong mens, dat God jou voorstok sal neem oor elke besluit wat jy geneem het. Prediker sê eintlik, oordink eers dinge. Bid oor die dinge en moenie oorhaastige besluit neem nie. Moenie doen omdat jou hart of jou begeertes jou na iets toe lei nie. Ek kon dalk vanoggend se tema net verse 3 tot 5 geneem het. En dalk kon ek oor hoop in die algemeen gepreek het. En as ek dit so gedoen het, dan sou ek dit wat Paulus deur die Gees van God aan die leser wou oordra, gemis het. Want soos ek reeds gesê het, alle mense het hoop om te kan hoop. Hoop help ons om as mens voor te kan bestaan. Hoop help vir my en vir jou om nie op te gee nie. Om aan te hou, om te volhard. Dis iets moois wat die Here in elke mens gesit het, geskape het, maar weens die sondeval het daardie hoop verwronge geraak. Tog is die hartseer in die lewe dat weens erge omstandighede mense opgee op die lewe, die randfigure, mense wat hulle eie lewe neem, so hartseer. Hulle wat deur die samelewing op sy geskei word. En dis vir my die hartseer van die saak, dat ek dink baie van hierdie dinge gebeur reeds op skool. Veral met kinders wat dalk nie so maklik aanvaar word nie, maar later as gevolg van dit 'n randfiguur word. Ek wil vanoggend dit vir julle as ouers of oupas en oumas kom sê, 'n goeie, hoor mooi, 'n goeie en 'n gesonde huis help kinders om deur die lewe te kom. 'n Goeie huis dien as 'n goeie ondersteuningsbasis, veral dalk vir 'n kind wat moeiliker aanpas, is om daardie kind deur die lewe te help. Hier in Romeine 5 skryf Paulus vir ons oor ware hoop. Wat die oorsprong van ware hoop is, geloof, en ek sal later hierby uitkom, dat deur ware hoop word geloof getoets, word my en jou geloof op die proef gestel. Hoor mooi wat skryf Paulus weer in verse 3 tot 5. En ek wil hê as jy hoor wat ek vanoggend weer vir jou lees, nie net hoor nie, oordink dit wat Paulus hier geskryf het. Hy sê, dit is egter nie al nie as hy praat van die ware hoop wat in Christus Jesus gesetel is, dan sê hy, dis egter nie al nie. Ons verheug ons in swaar kry. As ek in swaar kry sit,
dan is dit moeilik om jouself te verheug. As die Here jou idee gevat het, en het in jou karakter ingebou, dan verstaan jy hoekom hy dit gedoen het. Want ons weet, sê Paulus, swaar kry kweek volharding. Ek kan dit in 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. 'n Kind wat sukkel om te leer in sy moeder en sy vader bemoedig hom om te leer om harder te werk en hy volhard daarin, dan pluk hy die vrugte daarvan. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. Hierdie dinge volg so op mekaar. Jy gaan swaar kry. Want daardie swaar kry gaan jy by volharding uitkom. Dis soos 'n atleet wat vasberade is om hierdie prys te wen. Dis swaar in die begin, maar hy druk deur, hy kry swaar. En op die einde word hierdie swaar kry volharding. En as hy geleer het om te volhard, kom die egtheid van geloof. As jy dit geleer het, dan kom hoop in jou hart. Die Here oefen jou vir die ewigheid. Dis hoekom dit met my en jou gebeur. Die Here berei jou voor vir die ewigheid. Wyle Dr. Willie Maree het altyd die ding gesê, maar later as jy meer volwasse word in jou geloof, dan verstaan jy, dan sê hy, ons is eintlik in die skool van die Here. Graad 1 is makliker as graad 2, en as jy die eerste graad geslaag het, of jou eerste ding wat die Here op jou pad gelê het, dan beteken dit nie nou die volgende een word makliker nie, die volgende een is moeiliker. Hoe gaan jy volwasse word in jou geloof, as dit net altyd maklik gaan? Dis hoe ek en jy leer. 'n Mens kan as ware sê, ware hoop begin met swaar kry. En wanneer ek swaar kry deurstaan het, is die vrug egtheid van geloof. 'n Mens sou ook kon sê dat my geloof nie net deur swaar kry getoets word nie, maar dat hierdie geloof ook in my versterk word. My karakter word daardeur gebou. Dis soos twee persone, die een het 'n gebrek, die een het nie 'n gebrek nie. Die een het alles maklik en lekker in die lewe. Dit is eintlik soos 'n blik met 'n klomp klippe in, as jy hom skits net te geraas. Die ander een wat swaar gekry het, gebrek gehad het, sy karakter is gebou, en as jy die blik skits, dit solied. En die karakter is gebou. Aanvaar dit dat die Here jou op hierdie pad gaan sit, om jou te bou en te vorm, en te snoei, al maak dit soms seer. Al het die Here by my ook kom snoei. Ware hoop begin by ware geloof. En dis wat ek graag vanoggend ook hier vir julle as gemeente wil uitlig. Vers 1 sê die nuwe vertaling, as jy die Bybel het, maak weer oop daarna, graag julle lees.
Vers 1, nuwe vertaling lees. Hoor mooi. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Dan sê hy hoekom, daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Luister mooi die woorde. Maar hoor nou mooi hoe stel die ou vertaling dit. Ek gaan hom stadig vir julle lees. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ek het julle hierdie twee vertalings voorgehou, want hier is iets baie belangriks, en ek wil vanoggend jou aandag hierop vestig. Ek herhaal weer, ek wil daai twee kerndinge vir julle uithaal en wys. Die nuwe vertaling sê, deurdat ons glo, terwyl die ou vertaling sê, uit die geloof geregverdig. Daar's 'n wesenlike teologiese verskil. Ek sê dit met respek, dis my asof die nuwe vertaling effens verwarring hier skep, want as ek na die grondtaal toe gaan en dit wat in die Griek staan, is die ou vertaling getrou aan die grondtaal. Want hier staan eintlik geloof wat lei tot redding. Alle mense besit geloof. Is natuurlik net verwronge deur die sonde. Jy sit so oggend op daardie kerkbank, jy kom sit sonder om te twyfel, met die wete dat daardie bank jou gewig sal dra. Die geloof waarvan Paulus hier skryf, is daardie geloof waardeur ons geregverdig word, en ek wil graag julle aandag daarop vestig. Dis nie geloof uit myself nie. Dis nie omdat ek besluit het om te glo nie. Dis geloof wat aan jou geskenk word om te glo. Wanneer ek geregverdig is ek ook die wedergeboorte deelagtig. Ek kan myself nie regverdig nie. Dis 'n daad van God self. Ek wil graag hierdie punt vir julle verder illustreer uit die Evangelie van Johannes. Aan die einde van hoofstuk 2 het die Here Jesus 'n wonderwerk gedoen. En dan staan daar en van die skare het geglo, omdat hulle gesien wat hy gedoen het, maar die laaste vers van hoofstuk 2 staan daar, maar die Here Jesus het geweet wat die mens is. Die Griekse woord in die grondtaal daar is geloof wat nie lei tot redding nie. Dis nie geloof wat lei tot regverdigmaking nie. Dan lees ons hoofstuk 3 waar die Here Jesus in gesprek was met Nikodemus. Nie praat hy van geloof wat lei tot redding. Geloof wat lei tot die wedergeboorte. Saligmakende geloof, die van julle wat in die vroeë jare groot geword het met die ouer predikante wat baie klem hierop gelê het, op saligmakende geloof, geloof wat aan jou gegee is om te glo.
Kom ek verduidelik dit daar 'n bietjie verder. Paulus help ons in 2 Korintiërs 4 vers 1 tot 4. Dan staan daar, dit is vers 3 wat sê, hulle wat bestem is om verlore te gaan, se sinne word deur die god van hierdie wêreld, wie is dit? Die Satan, die duiwel, Lucifer, deur die god van hierdie wêreld verblind. Alhoewel hulle met geloof geskape word hierdie geloof wat regverdig maak, nie aan hulle geskenk nie. Dis hoekom Paulus in Romeine 1 skryf vers 16, uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered. Dis eintlik, as ek dit so kan stel, hulle wat bestem is om verlore te gaan, se oë en se ore en se verstand word deur die god van hierdie wêreld toegemaak, sodat hy nie hoor nie en nie kan sien nie en nie tot geloof kan kom nie. Maar dis wanneer God in sy genade deur die Gees van God daai een se oë en se ore en se verstand kom oopmaak om die geloof gee sodat hy kan glo. Dis hoekom dit so belangrik is daar wat Paulus skryf in die Griekse grondtaal Romeine 5 vers 1 wat sê, deur die geloof is julle geregverdig. Saligmakende geloof. Dis hier wat in vers 1 van hoofstuk 5 gebeur. Saligmakende geloof. En dit word juis hier bevestig in vers 9. Weereens sê die nuwe vertaling, ek wil nie die vertaling kom afkraak, maar vir julle kom wys, wat staan daar in die grondtaal. En dis vir my eintlik hartseer. Die nuwe vertaling sê, aangesien ons vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, waar versoeningsdood die kruisiging, né? Staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Terwyl die ou vertaling sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons weer die Griekse woord wat vir regverdigmaking gebruik word, geregverdig is, hoor mooi, in sy bloed. Amaya, is die Griekse woord vir bloed. Deur hom gered word van die toorn. Hoekom het Paulus dit nie geskryf, want hy wil iets in sy wese sê. Dis waar ek en jy verstaan van die versoeningsdood, of die versoening van Christus, die kruisiging en die opstanding, dit wat in Paastyd gebeur het. Terwyl die Griekse teks sê, ons is nou geregverdig deur sy bloed. Paulus het dit met opset daar geskryf. Wat sê die grondtaal vir ons hier? Waarop wil Paulus vir die leser sy aandag op vestig? Versoening is verkry deur sy bloed wat gevloei het. As jy al die bloed uit 'n dier uitstap, wat gaan gebeur? Hy gaan doodgaan. Wat is bloed? Is lewe. Hy het sy lewe gegee, sodat jy geregverdig kon word. Weet julle wat sê die Paulus vir ons? Hy het sy lewe gegee, sodat jy geregverdig kon word. Paulus het verstaan, dalk het hy so eind van die kruis af gestaan, en hy het gesien hoe hang die Here Jesus daar.
En die dag toe hy op pad in Damaskus tot bekering gekom het, onthou hy dit wat daar gebeur het. Israeliet, Fariseer, skrifgeleerde, het die dinge in die Ou Testament verstaan. Dis om vir my en vir jou die erns van hierdie saak te wys, dit te beklemtoon. Ek dink baie keer gaan dinge deur 'n vertaling, of dalk omdat 'n pastoor of 'n predikant nie die agtergrond wat hy het gebruik om vir die gewone mens te verduidelik wat daar eintlik in die oorspronklike taal gebeur nie. Julle is ook ietsie kort net rondom dit vertel. Nou maar toe Dawid die priesters en die leviete gestuur het om die ark van die Here te gaan haal toe hy as koning gesalf was, lees ons daar dat die ark van die Here in 'n nuwe wa met nuwe osse wat nog nooit getrek het nie, vervoer was en die een os het gestruikel. En die ark het gegly en een, ek kan nie sy naam onthou, het uit sy hand daarna toe uitgesteek om te keer. En toe straf die Here hom daar op die plek met die dood. Ek het myself baie keer gesit en dink, wat is dit? Toe die Here deur die diens van Moses vir Aaron gesê het, toe sy een seun by die vuurpan met die dood gestraf was, omdat hy 'n vreemde vuur gebring het, het Moses vir Aaron gesê, dit is vir God belangrik dat jy sy naam voor sy volk sal verheerlik. Die rituele, die dinge wat in die tempel gebeur het, was vir God belangrik dat hierdie dinge nou geset moes gebeur het. Weet julle hoekom? Want dit het alles teruggewys na die Here Jesus. Toe hy gemartel was voor hy gekruisig is. Toe hy in die tuin van Getsemane was en in gehoorsaamheid aanvaar het wat die Here vir hom, sy Vader vir hom gegee het, en hy in gehoorsaamheid aan die kruis gehang het, en in een dag die ganse mensdom se sonde op hom geneem het. Die volmaakte lam van God, die volmaakte offer. Dis hoekom Paulus hulle die dinge verstaan het. Die dinge moes nou geset en heilig gebeur het, want daar sou vorentoe 'n heilige aan 'n kruis hang, terwille van onheiliges. Het jy al so daaraan gedink? Dis nie net sy versoendood nie, dis sy bloed wat gevloei het. Hy het sy lewe eenmalig volmaak sonder sonde gegee sodat ek en jy mag lewe. Dink bietjie mooi daaroor. Ons sy kinders is gewas in sy kosbare bloed. Die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van die bad van die wedergeboorte. Die Gees van God bring die wedergeboorte, maar dit gebeur op grond van Christus se kruisiging en sy opstanding. Hierdie hoop waarvan Paulus dus hier skryf, is nie die hoop wat aan elke mens gegee is nie. Hierdie hoop is in die eerste plek gesetel in Christus Jesus. Dis waarvan hy praat. Hoop wat verwerf is deur saligmakende geloof, genade.
Menslike hoop kan vir my en vir jou teleurstel. Dit kan ons versaak. Daar gaan kere wees waar dit nie gaan realiseer nie en dit kan lei tot vertwyfeling. Wanneer my hoop in Christus Jesus gesetel is, geloof wat lei tot regverdigmaking. Wanneer ek in Christus Jesus geregverdig is, dan kan ek waarlik hoop. Al lyk dinge duister. Al gebeur daar slegte dinge met ons, kan ek hoop hê wat sy ontstaan hier binne in my het. Omdat die hoop nie uit myself is nie, maar my hoop is dit wat Christus Jesus vir my gedoen het en bewerk het deur sy versoening. Daarom kom die Gees van God en gebruik omstandighede, swaar kry, wat lei tot egtheid van geloof en egtheid van geloof wat lei tot hoop. So as jy weer swaar kry en jy's in die midde van erge swaar kry, dan sit jy en terugdink dat Christus het vir my en vir jou swaar gekry. Al is dit nie lekker nie, en al is dit tydelik, dat hy vir jou sal deurdra. Dat hy vir jou sê, hierdie is tydelik, eendag die ewigheid saam met my. Daar's baie gelowiges in die geskiedenis en vandag nog, met baie erge dinge deurgaan as wat ek en jy deurgaan, of ooit sou dink om te kom deurgaan. Want hulle hoop is in Christus Jesus gesleutel. Swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. Hoop wat nie beskaam nie. Hoop wat in my en jou hart uitgestort is, bewerk is deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Amen. Here, dankie vir wat U vir ons gedoen het. U het immers die pad voor ons uitgeloop. U het ervaar self wat dit is om mens te wees, want U het mens geword. Volkome God, toch volkome mens. Met hartseer en pyn en blydskap ervaar het. En kwaad en heiligheid geword het oor Israel, wat die gunstige tye nie raak gesien het nie. Dankie dat U aan ons, aan ander nasies, ons sou deel is van die Afrikaner, ook die geleentheid gegee het, om na die verlosser van die wêreld te kom. Dankie dat die geloof nie uit myself is nie, maar dat dit geloof is wat U skenk om te kan glo. Daardie dag, toe ek tot bekering gekom het, en U die wedergeboorte in my hart kom werk het, so beleef ons, U kinders, die vrug van die Heilige Gees in ons lewens. Gee Here dat ons na swaar kry sal kyk,
omdat daar iets is wat U in ons lewens wil kom doen. Het sê dit is dinge wat nie daar moet wees, of dat U ons lewe wil kom verander, nader na U toe te trek, nader na die lig. Soos Paulus skryf in Korintiërs, ek moet al minder word en Jesus moet al meer in my lewe word. Dankie daarvoor, Here. Seën hulle as gemeente, ook in hierdie nuwe jaar, en hierdie oorvloed reën, Here. Dit is my hartsgebed dat U kinders, nie net in die NG Kerk nie, in ander kerke, alles wat dalk swaar tye wat voorlê, nader na U toe sal trek, nader na die lig. Dat U ons meer en meer sal vorm om die beeld van U Seun in ons lewens te dra, sodat U verheerlik mag word. Seën ook hierdie dag, ook wanneer die skole, universiteite bietjie later weer sal oopmaak, mense wat dalk in die week terugkeer werk toe, waar hulle op die paaie, wees met hulle, wees met ons in hierdie dag, Here. Maak ons meer en meer gehoorsaam aan U woord. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ontvang die seën, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.